Suid-Afrika in 1983, 'n land in onrus gewikkel. 'n Tyd waarin die onderdruktes in weerstand teenoor die onregverdige regering moes kom. Die Verenigde Demokratiese Front was gestig om grondvlak alliansies as 'n eenheid te help terugveg. 'n Klein gemeenskapskoerantjie het ver bo verwagting sy rol oorskry. Die platteland was baie konservatief, baie bang. Ons het nie die luxury gehad van ambassades en 'n goeie pers wat ons beskerm het nie. So dit was 'n rou teenkanting wat ons ervaar het. So mense was baie geïntimideer deur hulle base, deur die polisie, deur die army. Ek lag soms mee oor die naam Saam Staan, maar vir die tyd was dit die ideale naam. Oudtshoorn is 'n stowwerige dorp geleë agter die Outeniqua Bergpas in die Suid-Kaap. Die 80er jare was gevul met rassespanning en onnodige wette in Suid-Afrika. In hierdie dorpie, volkome toegerus met 'n militêre basis en skietlustige kitskonstabels, is die koerantjie Saam Staan gebore. 'n Gemeenskapskoerant saamgestel vir die stryd teen apartheid. 'n Rugbyspeler, 'n onderwyser en 'n joernalis het kragte saamgespan om die gemeenskap te verenig deur middel van hierdie koerant. Saam Staan was die stem van die gemeenskap. Mansour Jaffer, 'n belowende joernalis en vryheidsvegter, het hierdie twee voorliefdes saamgesmelt deur middel van beriggewing om 'n verandering in die gemeenskap van Oudtshoorn in staat te stel. Hy het gereis vanaf sy huis in Kaapstad, waar sy verloofde agtergebly het, om die skrywerstroepe van die Suid-Kaap byeen te bring. Humphrey Joseph, 'n toegewyde onderwyser, het sy liefde vir woorde gebruik. Hy het van Mansour geleer hoe om berigte saam te stel en het die Saam Staan joernaliste voorbeeldig gelei as redakteur en het gepubliseer wat ander koerante nie gedurf het nie. Derek Jackson, 'n aktiewe rugbyspeler, het sy vernuf en speltaktiek gebruik om seker te maak dat die waarheid bekendgestel is aan sy geliefde gemeenskap. Kyk, daar was 'n lang proses in 1983 het ons begin praat binne in Grassroots oor die moontlikheid van uitbrei of die tot standkoming van ander koerante, veral in die platteland. En daar was net 'n gevoel dat daar is so 'n noodsaaklikheid vir 'n soortgelyke mondstuk vir die mense van die Suid-Kaap in die taal van die mense verkieslik. Met die gevolge toe is daar 'n groep begin kontak maak met die nodige rolspelers in die Suid-Kaap en ons het begin gesprekke voer. We visited the Southern Cape as an initial trip myself. A guy called May Prince, who's now passed away, who got killed. And then a third person called Leon Scott, who's now working, I think, at some university in Tshwane. So the three of us went on this 5-day trip, living with people, singing Father Abraham in the churches, meeting with civic groups and so on and so forth. And that was quite a experience for all of us, going into the rural areas, conducting all our meetings in Suiwer Afrikaans, and talking about how to bring about a newspaper in that region. What we didn't know at the time was that people in Oudtshoorn had already been discussing the notion of a newspaper independently. And then there was someone like Reggie Oliphant, who was a bit of a, I think, kind of a trailblazer in that whole region, because he sort of emerged as a figure of resistance. He was involved with especially the sports movement. Reggie was eintlik die voorsitter van Saam Staan. Hy het tydens sy betrokkenheid by Saam Staan was hy in die onderwys en hy het seker maar dit gedelegeer of hy het planne gemaak dat hulle eers kan kom waar hulle nuus kan bekom. Ndiqalise ukuva ngeSaam Staan ngeli xesha sasisazabalaza
sisebenzisa iSamstan njengephepha lokudibana nokuhlangabezana nabantu basekuhlaleni. En toe die koerantjie nou ontstaan, Saamstaan, toe het mense vry gevoel. Hulle hoef nie nou meer bang te wees vir die wet wat oor hulle al die tyd gehang het nie. Hulle kan ook kom na die mense toe wat betrokke is by die koerant. Hulle kan kom en die griewe wat hulle het, wat in hulle harte omgaan. En hulle kon kom na Mr. Reggie toe, soos hulle gesê het, Mr. Reggie, na Derrick hulle toe by die kantoor, want hulle het geweet die koerantjie is nou hulle spreekbuis. It may be that some of us here today will be banned, but our cry is, and always will be, you can ban us, but you cannot break us. Deur middel van die Reggie Olifant verneem, want ons was ook betrokke met 'n rugbyklub met die naam van Perseverance. En so dus verneem van die inisiatief wat in die dag geleef word om te praat net oor 'n koerant, die idee van 'n koerant begin. Mansour was die hoofredakteur. Dan was 'n persoon met die naam van Humphrey Joseph. Mansour was om oplei om dit te doen. My rol was basies maar net ook om te help, so indien mense inkom met klagtes in die kantoor om hulle klagtes neer te lê. Daar was nie een drukker in die hele Suid-Kaap, in die hele groot Suid-Kaap, wat bereid was om die koerant te druk nie. Nie een nie. Daar was wel 'n plek in Oudtshoorn by die naam van Bowles. Aanvanklik het ons die stories opgetik binne in die koerant, is nou nog met die ou slam tikmasjien. Right, stories opgetik, dan is as die stories daar is, dan ons het gaan gee aanvanklik vir Bowles. Maar na die eerste uitgawe van Saamstaan, toe bel Bowles vir my, toe sê hulle vir my, meneer Jaffar, ongelukkig, kan ons van nou af nie meer die typesetting doen nie. Ons is net bereid om die sportstories te doen. En ek het maar uitgebas van die lag, want dit was so snaaks. Maar blykbaar het die polisie vir hulle besoek ook na die eerste uitgawe. So die polisie was baie besig na die eerste uitgawe. Hulle het gegaan na die drukkery, hulle het gegaan na die mense wat waarmee ons onderhoude gevoer het en so aan. Omdat niemand die koerant wil druk nie, moes ons toe Kaap reis. Daar was baie intimidasie natuurlik. Later aan was daar 'n hegtenisneming van joernaliste. Humphrey en Derrick Jackson, hulle was almal in aanhouding. Mbulelo Grootboom. Patrick Mnyuka was geskiet, soos jy weet, terwyl hy uit was op werk. Mbulelo Grootboom was in die Saamstaan koerant eendag toe 'n petrolbom deur die venster gekom het. Sizawulihamba siyoliprinta ngapha eKapa. Sileli kwakulate sidiniwe emva kokusebenza sise-ofisini seva ngepetrol bomb eyayigijiselwa e-ofisini lena yethu, and kulapho saqhuma khona ke ukuzama ukucima umlilo lowo owawuhlukunyezwa ngabantu esingabaziyo. Jy kon in warmwater beland vir die kleinste ding. En met die eerste koerant wat is uitgebring het in 1984 byvoorbeeld, het die veiligheidspolisie mense besoek wat aangehaal was in die koerant. Mense wat ons het onderhoude gevoer met die ou mense oor die toestand van hulle huis. Dit is die tipe storie wat mense nie eers 2 keer na sal kyk vandag nie. Maar die polisie het vir daai mense gaan besoek vroeg die volgende oggend. Vir hulle gevra wie was daar, wie het vir hulle kom uitvra en vir hulle gewaarsku dat as hulle weer vir ons inligting gee, gaan hulle in die moeilikheid beland. Reggie word beskou as belamal, activist, opstoker. My kinders was al soms so getraumatiseer. My oudste dogtertjie, sy het op 'n stadium skool gegaan, waar my man onderwys gegee het by Bergsig. En sy moes aanskou
hoe die polisie hom tydens sy betrokkenheid by Saamstaan, want dit was die grootste ewel om by Saamstaan te kom. Jy mag nie 'n T-shirt dra van die ANC nie, of enige iets wat daartoe lei dat dit is iets van die ANC. En selfs ook Saamstaan. Elkeen van ons het 'n Saamstaan T-shirt gehad. Hulle gaan van huis tot huis, hulle vat alles wat daar is wat vir hulle verbode is. Vernietig dit. Die sweaters kan ek nie laat vernietig nie. Ek kan nie, want ek weet dit is nou so waar soos daglig, hulle gaan by my inkom. En ek het nog gedink, wat kan ek maak om dit te behou? En ek vat ons almal se sweaters, vou dit fyn op, binne in 'n plastiek sak toegedraai. En ek dink, dit gaan ek nou in my vrieskas. Want ek glo stellig in die vrieskas gaan hulle nie soek nie. En ek het dit daarin weggesteek, tussen die vleis, agter die vleis, onder die vleis, want dit was vir my waardevol. September 1987, ndanikwa i-assignment ku-Derrick Jackson ukuba uDzokwe Man bayareleasiwe, kuzobakho i-celebration eBhungulethu kwaNomonde eholeni. The function yaqala, andithe senjalo ndaphelelwa ifilimu, kafuna ndiphumile eholweni ndiyofuna ifilimu, kanti phuma eholweni ndibona nabo Kurt Constable xa bebhunga, kandiva omnye esithi uzawuma ngasefestireni, abanye bazawuma ngasemnyango. Ndabuyela back eholweni ndainforma amaqabane into yoba bathi oKetkop bazodubula from different points. Ukuphuma kwam okwesibini, kandiphuma ngapha kwehall, bandilinda kandikwenye indlu, kandiphuma babuza ukuba yintoni le, ndathi ikhamera. Badimanda ke ngoku ifilimu, ndathi no ifilimu yam, ndayiphakamisa le khamera. Ngexesha ndiyiphakamisa ikhamera ndayivula at the same time ndakhupha ifilimu. Ifilimu ndathatha ndayibamba ndayijulela uMatthews Ngalo. uMatthews Ngalo ke wayijulela uMoses Mvimbi. Yaba ke ngoku ifilimu yahamba ngolo hlobo. In the process ke babona ba abazifumana nefilimu baqalisa udubula. Ndabe ndiyadutyulwa ke ngolo hlobo noMatthews ngapha uyadutyulwa, kwadutyulwa noSisi Lindiwe Philip Soselo waswelekayo ngoku. Yaqala ngolo hlobo lonto. Saya esibhedlele, saya eJoji, I was under police guard. Uphuma kwami esibhedlele back to prison, saya ejele, hlala 5 days, sa appearisa emveni koko. Finally 8 January 1988, the state yazibona uba ayinazo i-case and the case was withdrawn. Emveni koko ke sayafaka legal steps against ilando urhulumente. Dan was daar die wette wat hulle gemaak het om jou te verhoed om jou werk as 'n joernalis, as 'n redakteur, as 'n koerantman te doen. Ek mag verkeerd wees as ek in die kwotering van die wette, maar ek dink dit was section 32 of the Police Act. Ek dink minister Dalla Omar het dit agterna geskraap toe in die nuwe Suid-Afrika, waar jy verbied was om enige informasie of nuus in 'n storie oor die polisie te publiseer voordat jy nie die polisie geraadpleeg. Nou hoe skryf jy oor iemand as jy met iemand vra wat abusive en verkeerd doen?
En op daai stadium toe skiet die polisie 3 kinders dood in die Bongoleto Township. Ouderdom tussen 11 en 14. En ek het hierdie taak of ek is 'n coward en ek bly stil. Want hulle gaan nie vir my, hulle gaan my verbied as ek hulle bel. Mag ek die storie skryf? Dan gaan hulle vir my sê nee. Of ek doen die honorable thing en bring op myself groot probleme. En ek het besluit om die storie te skryf en te publiseer. Vir daai storie was ek wreed behandel toe ek gevang was. Ek was aangekla. My hofsaak het geskuif vanaf die Oudtshoorn of Howe tot in die George Howe en ek word eventually gestraf in die Mitchells Plain Hof. En ek dink ek het iets gekry soos 5 jaar opgeskort. En die appel het ons weer die saak gewen. Amanda Kosi is 'n persoon in Beaufort West. En daar was 'n oproer binne in die plek. Hy besig om pap te gee vir sy kind. En terwyl hy na die deur toe kom, om die deur op te maak, wanneer hy geklop aan die deur, toe sien hulle maar hy staan met 'n lepel. En die polisie skiet hom neer en dan dood en hulle dink hy het 'n vrik in sy hand gehad om hulle te wil steek. En ons het die storie gaan dek. Ons het die storie gaan cover, ons is daar binne en so meer. En toe ons wil uitry, uitbouw wat uit terugkom. Toe word ons geblokkeerd deur die veiligheidspolisie en ons draai om Reggie. Nou Reggie kon gery het. Jy speel die man om te ry. En teruggedraai wie in die dinge. En nou weet ons nie hoe ons die stories gaan buitekant kry. En weet jy wat ons toegemaak het? Ons moet die berigte alles klein opvou en binne die wieldoppe van die kombi wat ons mee gery het. Binne die wieldoppe sit. Die wieldoppe opdruk en toe probeer uitry. Kom uit. Hulle skit ons die films wat ons geneem het, moes ons daar bly. En iemand met 'n koer saam stuur met 'n koerier. Maar dit daar gelaat, toe kon ons uitkom. Ons net buitekant Beaufort as 'n blokkie polisie ons weer. En hulle skit uit. Kyk jy al die laaste ding. Die enigste goed wat hulle in afhaal is die wieldoppe van die kombi. En op die het ons daai storie uitgekry. In Februarie van daardie jaar van 1984 het ek en Kay ons het engaged geraak. So 3 weke na ons engaged geraak het, toe het ek afgegaan Oudtshoorn toe. So en ek sou dan trou in September van daardie jaar. So ek was weg vir daai hele periode. 2 dae voor ek moet trou, toe moet ek in die hof verskyn in Oudtshoorn. Terwyl die anties besig was hier met die troue en die kos en so aan, toe moet ek voorkom daar vir 'n onwettige samekoms. We are struggling for our human dignity and we are struggling for the future of our children. We shall never give up. Ons het gedroom in hierdie donkere tydperke wat eendag gaan na dag aanbreek, wanneer ons kinders baie beter af as ons gaan wees, wanneer hulle kan skole toe gaan, waar hulle wil, wanneer hulle kan word wat hulle wil, gegee die affordability. Ons het geglo dat gaan 'n dag aanbreek wanneer ons kan slaap waar ons wil slaap, gaan koop waar ons wil gaan koop, en soos mense behandel word. Ek dink dis daai beginsels, daai droom wat ons gedryf het. Ukusukela ngo-1997 nasebenzela iGeorge Municipality, ndathenga indlu apha etown eGeorge, eGeorge South. Ndathi ngomnye umgqibelo ndiklinisha iyadi, ndabona kusiza owayesakuba nguCaptain Hansen we-security branch. Ndewathi wenza ntoni apha? Ndamxelela uba hayi ndihlala apha ngoku. Wathi Patrick uncede ujonge umamazala wam uhlala phaa kulaa ndlu.
and that our Captain John ubize i-terrorist ubama ijonge umamazali wathi hayi masiyeke lonto uba uMandela usifundise into oba masixolelane. This is the house of Captain Hanson's mother-in-law. Die politieke situasie in ons land het dramaties verander sedert die 1980s. Nietemin is die spelers nog dieselfde. Daar is die wat die sprekers wil stilmaak en die wat weet dat om uit te spreek die enigste opsie is. Wat doen vandag se joernaliste om die saamstaan vlag hoog te laat vlieg? Bevat hulle dieselfde hardnekkige gees? Well, they don't get shot, their offices don't get burned down. They've got computers, they've got emails and stuff like that. They don't have to typeset stuff and so on. So in that sense, yeah, I don't think they understand how fortunate they are. But I think we're also living with different challenges today in terms of producing journalism that's in the public interest. I think there are obstacles to that. I don't think it's necessarily the journalists. There's a lot of good journalists doing fantastic work, I think. There's good articles coming out. But I think it's a lot of other pressures on newspapers, economic pressures. They need to survive, they need to sell advertising, which then overshadows issues of news and the way news is handled. Hierdie joernaliste het al stories met ons gedeel. Die politieke klimaat mag miskien anders gewees het 20 jaar gelede, maar die nodigheid vir 'n gemeenskapsstem is steeds duidelik. Saamstaan het gewone mense byeengebring, wat saamgeveg het met hul vuiste en penne. Vandag het gemeenskappe, beide klein en nie so klein, steeds 'n platform nodig om hul stemme te laat hoor. Behuising, gesondheid, onderwys. Hierdie is die swaarhede wat ons nasie beplaag. As iemand daaroor skryf, sal iemand dit lees. Weereens kan ons saamstaan. Enige regering, of het nou 'n swart regering is, hy dieselfde doen as wat die wit regering destyds gedoen het, ek sal hulle veg. Dit is een keer 'n revolutionary, dit is altyd 'n revolutionary.